En dan vandag, soos wat julle weet, ons is besig met die reeks Een Lewe, 'n storie van dankbaarheid en 'n storie van vertroue. En dis 'n reeks wat eintlik al 6 weke aan die gang is. Eerste 3 weke het ons gesels oor 'n lewe van integriteit, 'n storie van integriteit. En die volgende 3 weke waarvan vandag die laaste is 'n storie van dankbaarheid en ook vertroue. En ons wil beweeg na 'n plek toe waar ons gesels oor vrygewigheid, 'n storie van vrygewigheid. En waar vrygewigheid eintlik begin. En dit begin eintlik altyd by 'n hart wat vergenoegd voel. En die Engels sê dit mooi, it always starts with a heart that is content with what it has. Dis baie mooi. En ons gaan vandag in hierdie reeks gaan ons bietjie gesels en ons het gesels oor dankbaarheid spesifiek. Die hele feit van dankbaarheid is dat dankbaarheid nie net 'n emosie is wat ek beleef nie, maar dankbaarheid is juis 'n aksie wat ek gee teenoor iemand omdat ek iets beleef of omdat ek iets ontvang het. Menende dat byvoorbeeld Kayla wil baie graag vir my 'n golfstel koop, baie graag vir my 'n tailor-made cavity stel koop. Ek grap. Sy wil ek smeek. Maar as sy nou die golfstel vir my koop, my eerste reaksie gaan wees om haar uit te vat na 'n plek toe of ook om iets vir haar te gee of iets vir haar te koop om my dankbaarheid eintlik vir haar te wys. Die tweede ding wat ek gaan doen is natuurlik verskriklik baie golf speel. Maar dan gaan sy in dit sien dat ek die geskenk waardeer. En dis wat dankbaarheid is, dis 'n emosie wat ek het, maar dis 'n emosie wat altyd uitspoel in aksie in. En dis dieselfde konsep met ons geloofreis wat ons ontvang het van Jesus Christus, die feit dat hy vir ons sondes gesterf het, die feit dat hy 'n koninkryk kom vestig het. Ons beleef altyd 'n dankbaarheid van dit af. En omdat ons goed in ons gemeenskap doen, omdat ons liefde toon vir mense, begin altyd by die plek waar ek dankbaar is vir dit wat hy reeds vir my gedoen het. Amen. En dan het ons ook gesels oor vertroue. Vertroue spesifiek, het gaan nie oor moeilike omstandighede of maklike omstandighede nie, maar dis die feit dat ek altyd in Jesus Christus vertrou. En alles wat hy reeds vir my gedoen het, beteken dit dat hy 'n heerser is oor die hemele en ook op die aarde. Hy het volle gesag en volle mag oor die hemel en op die aarde, en hy's koning nou nog steeds. Koninkryk is gevestig. En daarom kan ek in hierdie koning vertrou, want is 'n koning wat nog steeds leef, want hy het opgestaan op die 3de dag. En hierdie koninkryk is ewig, tot op die dag wat hy terugkom. En dis waaroor ons gesels het, en vandag spesifiek gesels ons oor die vrygewigheid. En ek dink om dit ordentlik te bereik, moet ons regtig kyk wat skrif sê oor die woord vrygewigheid. En ons kuier juis uit Psalms uit en ook uit vandag spesifiek gaan ons kuier bietjie uit Filippense 4 uit. So as jy jou Bybels dalk wil gereed kry, jy meer as welkom. Want ek gaan in Psalm 1 tot 3 en dan spesifiek in Filippense 4 gaan ons baie lekker kuier. Kan ek gou vir ons open met gebed? Vader, ons sê so dankie vir die voorreg wat ons het om reeds te ontvang het, alles wat u vir ons gegee, die feit dat u die koninkryk kom vestig het, maar nie net dit alleenlik nie, die feit dat u ons engage het, u het ons approach, want u wil 'n verhouding met ons hê. En Here, ons sê so dankie daarvoor. En ons weet, Here, u is heerser oor die hemele en op die aarde. En daarom weet ons het nie nodig om 'n bekommernis te beleef, 'n stres te beleef oor ons omstandighede nie. Het sy dit gaan oor ons besittings, het sy dit gaan oor spesifieke verhoudings nie. Ons hoef glad nie bekommernis te beleef nie, want u het reeds iets gevestig wat volhoubaar is en wat vir ewig 'n massive implikasie sal hê op my lewe. En ons sê so dankie daarvoor, Here. Ons bid ook vir ons harte. Mag ons leef met vrygewigheid. Mag ons leef met vrygewigheid wat altyd begin met 'n plek van vernoegdheid. 'n Plek waar ek content is. En hierdie hart van contentment is altyd 'n hart wat aanhou wil gee. En ons sê so dankie daarvoor, Here. Ons vertrou vir die woord, Heilige Gees. Ons vertrou ook dat as daar enige finansiële druk is van mense, as daar enige verhouding druk is, enige omstandighede wat moeilik is, van ons mense wat vandag in hierdie diens sit, Heilige Gees, ons bid dat u genesing bring, en ons bid dat u groei bring en herstel bring, en ons vertrou daarvoor as gemeente, Here, as familie. Ons sê so dankie daarvoor. Ons het u so lief, ons sal u altyd lief hê. Amen. Perfect. So ons het 'n bietjie gesels uit Psalms 1 tot 3 en ek gaan 'n bietjie lees en dan bietjie woord vir woord bietjie deur dit gaan. Psalm 1 sê spesifiek, hy sê gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg en nie op die pad van sondaars gaan staan en nie by die byeenkoms van die spotters gaan sit nie.
Gelukkig is die mens, maar wat vreugde vind in die wet van die Here en sy wet dag en nag mymerend prewel. So iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrug op sy tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak gedei. En hy sê gelukkig is die mens, in die Hebreëus vat ons spesifiek na 'n plek toe wat daai gelukkig is 'n deeply satisfied. Dit is 'n vrede wat ek beleef. Dit is 'n mens wat vrede beleef. Die Engelse vertaling sê het, blessed is the man. Dit is 'n vrede wat ek beleef wanneer ek die wet van die Here dag en nag mymerend prewel. En die wet van die Here natuurlik weet ons in ons konteks en in ons tyd is die wet aangaande Christus. Dit wat Jesus kom doen het, dit wat hy bereik het en die feit dat Jesus weer terugkom. Dit is die wet waarvan ons hier praat. En hy sê ons prewel dit mymerend. En daai weet ons wat ons natuurlik gesels het, is die feit dat ek sekere dinge saggies vir myself fluister en die heeltyd herhaal. En ek doen dit nie omdat ek mal is nie, maar ek doen dit juis om my gedagtes so in te wy, my gedagtes te leer van die waarhede van Christus. Ek het, toe ons die eerste week hierdie preek gedoen het, ek het 'n klein boekie vir myself gekoop, wat net in my gatsak pas. En ek die Bybelstudie wat ek doen, die sekere verse wat vir my uitstaan, sekere beloftes, sekere goed wat hy sê, sal ek dan nou neerskryf en deur die dag sal ek dit uithaal en probeer dit memoriseer, sodat ek dit mymerend prewel. Sodat wanneer ek iets beleef wat nie in lyn is met dit wat skrif sê nie, dan herhaal ek hierdie belofte konstant, wanneer dit 'n massive effek op my emosies, en omdat dit 'n effek het op my emosie, het dit altyd 'n effek op my reaksie en ook my aksie. En ons wil juis in daai plek inkom wat ons gedagtes vernuwe tot by sy wil, tot wat hy oor ons sê. En dis wat Dawid hier sê, so tipe mens wat dit mymerend prewel, sal altyd gelukkig wees. They will always have a deep satisfaction because they live and they abide in the law of Christ. En hy sê, so iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore. Nou die woord geplant spesifiek is nie, jy het in jou tuin geloop en toe sien jy, hier's 'n plant wat hier opkom, wat jy glad nie voor beplan het, 'n stuk onkruid of wat ook al dit mag wees nie. Om te sê, dis 'n boom wat geplant is, beteken dit dat die boom gesien is en intentioneel by 'n spesifieke plek geplant is, by 'n spesifieke plek gesit is. So daar's ons sien in God se beplanning dan, dat hy ons is dan nou die boom is. Kyk na die ou langs in jou en sê, jy is 'n mooi boom. Maar God het juist spesifiek na ons gekyk en hy het gesê, die boom wat ek hierso sit, of dit nou 'n dik boom is of 'n maar boom, ek sit hom by 'n spesifieke plek, want ek het 'n spesifieke doel vir hierdie boom. En hy sê, hy sit hom spesifiek langs watervore, en ons het geleer ook wat watervore beteken. Daar's natuurlike waterbronne wat uitskiet in die lande, en wat die ouens gedoen het, hulle dan slote, kom ons sê dit is dan nou op 'n berg waar die water uitkom, dan het die ouens slote gegrawe om die water te manipuleer om by hulle lande uit te kom, sodat die lande die heeltyd water kan kry, sodat die lande heeltyd voeding kan kry, en sodat dit nie droog word nie. So mens sien die intentionaliteit van God met die mens, op waar hy ons plaas, om te sê, julle is altyd by watervore. En nou die voeding waarvan ons praat, hier fisies praat hy van die water, ons weet die simboliek daarvan is die feit dat ons geestelike voeding kry, die feit dat hy ons onderhou, emosioneel ondersteun en ook dan sterk maak. Dis waarvan hy so praat. En hy sê, wat geplant is langs watervore, wat vrugte op sy tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak gedei. Hy sê spesifiek wat vrugte op sy tyd gee. Nou, soos wat ons weet, natuurlik die appelboom eet nie sy eie appels nie. Die appels is altyd vir die boer en ook dan vir die mense. So die vrugte wat ons as bome dan nou produseer, is nooit vir onsself nie. Die vrugte wat ons produseer, is altyd vir die omgewing wat ons onsself in bevind. En God weet die vrugte wat ons gaan dra, God weet wat die gemeenskap, wat die omgewing nodig het, en daaroor plaas hy ons by 'n spesifieke plek, wat ons by watervore, waar ons die nodige voeding gaan kry, sodat ons kan groei, sodat ons nog meer vrug kan dra. Dis die plan met God oor ons lewens. Dis beautiful. Die doel van die boom is om altyd bydraend te wees tot die gemeenskap. Die doel van die boom is nooit om 'n las te wees tot die gemeenskap nie, want dan kan 'n mens liewers net die boom afkap. 'n Slim boer sou net die boom dan weggevat het. En hy sou hom by 'n ander plek dalk gaan sit het, of hy sou 'n nuwe boom wat honger is vir die vrug,
daar geplant het dan nou, 'n gesonde boom. En mag ons 'n gemeente wees wat altyd gesonde bome is, mag ons 'n gemeente wees wat altyd vrug dra in ons gemeente, in ons gemeenskap spesifiek, waar ons bydraend is in alles wat ons doen, het sy dit 'n gesprek is, het sy dit is waar ek myself bevind in my werksplek, het sy dit is by die skool, waar ek myself mag bevind, mag ek altyd bydraend wees. Hoef nie fisies te wees nie, dit kan emosioneel wees, dit kan geestelik wees. En dis wat Dawid hier so appel eintlik op ons lewens sit. En ons sien in Psalm 2 gaan hy na die plek toe waar hy praat oor die koninklike dinge. En spesifiek wil ek lees vanaf vers 7 dink ek wil ek graag lees. Ja, ek wil graag van vers 7 af lees. Ek wil die vaste besluit bekend maak. Die Here het vir my gesê, jy is my seun, vandag het ek jou verwek. Vra dit van my en ek sal volke gee as jou erfdeel, die uithoeke van die aarde as jou eiendom. Jy sal hulle verpletter met 'n ysterscepter, soos die aardewerk sal jy hulle stukkend slaan. En die gedeelte voor hier praat die koninkryke van die aarde bymekaar gekom en hulle het gesê ons gaan in teenstand kom teenoor God. En Dawid gebruik dan die taal en hy sê maar God lag. God lag vir hulle, nie in 'n arrogante manier nie, maar God lag om te dink waar gaan jou logika heen dat jy dink jou koninkryk wat tydelik is, wat aards is, kan teen 'n koninkryk homself eintlik oorwin wat 'n ewige koninkryk is in 'n hemelse koninkryk. Die logika het 'n bietjie die gesprek daar verlaat. Dis daai tipe lag wat hy dan nou vir hulle gee. En dan sê hy, dan gee dis 'n belofte wat hy dan gee van Jesus wat kom. Dis eintlik 'n profetiese woord hierdie wat Dawid gee. Dis 'n ewige koninkryk, dis 'n koning van konings. Dis 'n koninkryk bo al die koninkryke. En Dawid gaan spesifiek hiernatoe in sy gesprek om vir ons te sê, ouens, jy het 'n doel, jy's 'n boom, jy moet vrug dra, jy's geplant langs watervore, perfek, jy gaan genoeg hê, jy gaan hê wat ook al jy nodig het. En dan gaan hy na die plek toe om te sê, hierdie is wie ons koning is. Dis die koning wat gaan lei, dis die koning wat gaan heers oor alle koninkryke. En dis waartoe hy gaan met die gesprek. En dan in hoofstuk 3 sien ons iets anders, 'n bietjie van waartoe die gesprek dan nou gaan van Dawid se kant af. Hy sê in Psalm van Dawid, dis nou vers 1, ek het net vers 4 daar vir julle opgesit, toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. Here, hoe het my teenstanders vermeerder? Baie staan teen my op, baie sê vir my, daar is geen redding vir hom by God nie. So jy sal kan dink as jou kind eendag na jou toe kom en vir jou sê ek gaan jou begin vervolg of hy doen dit net uit sy eie uit, jy kan dink jy as ouer gaan nie baie gelukkig wees nie. Jy as ouer gaan amper 'n hartseer beleef en as jou eie kind wat jou wil vernietig en hulle jaag vir Dawid uit en hulle vervolg hom en die mense, die teenstanders raak al hoe meer en al hoe meer. So mense sien hier so 'n prentjie van Dawid wat uit sy paleis uit moet gaan, uit sy koninkryk uit moet gaan, wat moet vlug van sy eie seun en van die mense wat hom op 'n tyd gevolg het en hy moet vlug van hulle en al wat hy het is God. En weet jy wat sy uitspraak wat die teenstanders dan maak is om te sê dat selfs nie God aan jou kant is nie. So al wat Dawid het word aangevat deur die teenstanders, maar Dawid se reaksie dan daarna is baie interessant en is baie mooi en hopelik is dit altyd ons almal se reaksie. Hy sê maar u Here is vir my 'n skild aan alle kante. U is my eer en die een wat my kop hoog hou. Hy sê maar Here, u is vir my 'n skild aan alle kante. U is my eer en die een wat my kop hoog hou. So dit is 'n vertroue aspek wat ons sien in Dawid om te weet dat hy 'n boom is wat geplant is met rede, met 'n intentionele plan om vrug te dra wat bydraend is tot die omgewing. En dan praat hy van die koninkryk van Jesus wat hy weet, wat ons weet is 'n ewige koninkryk, 'n koninkryk wat niemand teen kan staan nie. So hy weet dat wanneer mense teen hom kom, hy weet hy's aan God se kant en in God se lyn, dat as daar omstandighede is wat moeilik raak, dan weet hy hoef nie te reageer nie, want hy weet sy God is met hom en sy God is aan sy kant. Amen. En dit is die roeping wat ons almal het, dat ons na die Here kan kyk en sê, hierdie is my skild. Hierdie is die ene wat my beskerm. Hierdie is die een wat my beskerm reg rond om alle kante. Hy is my eer. Hy is die een wat my kop hoog hou, wat my nie laat negatief raak nie, wat my nie laat depressief raak nie, maar hy is die een wat my kop oplig om te weet die belofte is vasgemaak in sy lewe. En ons sien in Dawid in hoofstuk 1 spesifiek die mymerende prewel, wat hy verder gaan in die boek van Psalms, en spesifiek Psalm 37, het ek 'n paar verse wat ek net vir julle wil lees, dis nie daarop nie, maar hoe die Psalm geskryf is dat die eerste versreël van elke lyntjie dan nou begin in alfabetiese volgorde. So in ons taal sal dit gewees die eerste versreël is A, dan die woord sou begin met A, dan B, woord sou begin met B en so aan en so aan. En die rede hoekom hy dit gedoen het is sodat hy dit kon sing en maklik onthou.
Dis maklik om dan 'n ritme te kry van hoe die liedjie gaan. So mens sien in Dawid ingeplant 'n ding om mymerend te prewel, en die goeders wat hy hierso prewel, wat hy hierso gaan sing, gaan ek nou vir julle lees, maar dit is waarhede wat hy beklemtoon, sodat hy nooit sal val, sy gedagtes sal nooit gaan by 'n plek waar hy nie vergenoegd voel nie. Sy gedagtes sal nooit gaan by 'n plek wat hy voel, ag Jesus, ek kort die nie, want hy weet God is sy skild, hy weet God is sy eer, hy weet God beskerm hom reg rondom, en hy weet God is die een wat sy kop oplig, en laat kyk, ongeag wat die omstandighede is, God is die een wat hom dan nou in daai manier ondersteun. In Psalm 37 spesifiek, wat ek 'n paar net vir julle wil lees, in vers 16, 17 sommer dit, die bietjie wat 'n regverdige het, is beter as die oorvloed van baie goddeloses, want die arms van goddeloses sal gebreek word, maar die Here ondersteun die regverdiges. Vers 18, 19, die Here dra sorg vir die lewensdae van hulle wat onberispelik leef, hulle erfdeel bly vir altyd behoue, hulle sal nie beskaam staan nie, sal nie beskaam staan in 'n tyd van teenspoed nie, en in 'n tyd van hongersnood is hulle versadig. In 21, 22, 'n goddelose leen en betaal nie terug nie, maar 'n regverdige is goedhartig en mededeelsaam. Ja, wie die Here deur hom geseën is, sal die land besit, maar wie deur hom vervloek is, sal uitgeroei word. Toe ek jonk was, en selfs nou dat ek oud geword het, het ek nie gesien dat die regverdige versaak word nie, of dat sy nageslag kos soek nie. Hy is altyd goedhartig en leen graag uit. Sy nageslag is 'n seën vir ander. En mens sien hierso in Dawid eintlik 'n manier van, alhoewel hy nie genoeg het nie, alhoewel hy vervolg word, alhoewel omstandighede moeg raak, begin hy die woorde sing om te sê, weet jy wat, hy is koning, ek het alles wat ek nodig het, ek is regverdige, ek weet wanneer ek mededeelsaam is, wanneer ek goedhartig is in daai sin wat ek vrygewig is, dan weet ek God sal na my kyk, want hy weet ek is 'n boom wat vrug dra op sy tyd vir die gemeenskap en wat bydraend is tot die omgewing. En Dawid sing hierdie goed oor en oor om homself amper te herinner, om homself eintlik by 'n plek te kry waar soos wat hy loop, soos wat hy wandel, soos wat goed dalk moeilik raak, hoe ek hulle dan nog mag wees in jou omstandighede, in jou lewe, dat wanneer ek hierdie goed oor vir myself sê, is ek fluister dit die hele tyd. Die regverdige het genoeg. Hy gee. Hy het genoeg want hy gee. Die Here kyk na hom, hy's 'n regverdige mens, so God is aan sy kant. Hy's 'n boom wat geplant is, hy dra vrug op sy tyd. Dis die goeders wat hy oor en oor herhaal. En wanneer ons by daai plek kom, wat ons ek wil amper sê die woord tot daai mate ken, en ek wil jou regtig gaan uitdaag, want dit het 'n massiewe verskil gemaak in my lewe, toe ek die boekie ding begin toepas, en ek het dit eintlik geleer by een van ons ouer gades, wat altyd met 'n blaadjie rondloop met skrif op. En hy het altyd 'n blaadjie wat hy dan nou uitdeel, en dit is vir my so mooi, want hy leef met die woord, want wanneer ons die beloftes op so 'n manier deel maak van ons, dan ons gedagtes kan nie beïnvloed word deur die wêreld nie. Of dat wanneer daar 'n teenstand is, wanneer daar 'n vyand is in sy omstandighede en ons omstandighede, is dit dalk moeilike omstandighede wat ons aandag wil vat vanaf God af, dan prewel ek, dan herhaal ek hierdie goeders. Dat ek vrygewig sal wees omdat hy reeds vir my gegee het. Dat geen omstandighede sal, in die Engels sê dit, no circumstances will dictate what the Lord has promised to me. Ek sal nooit my reaksie verander omdat dit wat ek sien nie realisties lyk teenoor dit wat in my hart aan die gang is nie, aan die gebeur is nie. As God 'n belofte gemaak het, dan moet dit wees. En ons lees juist die woord en ons leer eintlik die woord beter ken. Spesifiek wat ek nou gesê het, ek wil graag deur Filippense werk, Filippense 4 spesifiek, in hierdie hoofstuk, en ons weet natuurlik hierdie is 'n tronkbrief, en hoe dit daai tyd gewerk het, is die tronke is nie soos ons tronke nie. Ons het Vrydag aan toe kuier ons met mense, toe praat hulle van 'n tronk, ek kan nie onthou wat se land dit was nie, maar toe praat hulle van 'n tronk wat die mense kon kies wat hulle sou wou eet, soos 'n menu. So ek soos, yes, dis nogal nie bad nie. Nogal nie 'n bad ding nie. Maar wat hier gebeur in hierdie tronke, in hierdie spesifieke area in daai tyd ook, wat gebeur het, die tronke daai tyd het nie vir jou na jou gekyk nie. Hulle het jou nie versorg nie. Jou mense moes jou versorg. Jou mense moes finansiëel bydra of vir jou kos gee of besittings gee, wat ook hulle dan nou mag wees, sodat jy versorgd kan wees. Die ouens het eintlik gehoop jy gaan dood, die tronkbewaarders en daai manne. So dit was 'n dor omstandighede, moeilike omstandighede waar Paulus homself bevind, en hy skryf hierdie brief in die tronk.
En ons weet natuurlik hoe 'n brief werk, is dat die eerste gedeelte van die brief was nie in Januarie gegee en die volgende gedeelte in die brief in Junie of Julie of wat ook al nie. Die brief was op een slag gegee. Menende Paulus is besig met een gesprek vanaf hoofstuk 1 tot hoofstuk 4 wat hy 'n doel het en ons temas in hierdie boek wat hierdie doel dan nou ondersteun. So dis hoekom dit so belangrik vir ons is wanneer ons kyk na skrif dat ons nie net sekere skrifte net uithaal en dink dit beteken iets nie, maar ons volg die gesprek van Paulus wanneer hy's besig om hulle te leer oor iets. So Filippense 4, ek wil spesifiek begin by vers 4. Hy sê verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. En in my kop, hoekom sal hy die gesprek daar begin? Hoekom sal hy die gesprek daartoe vat wat die Here is naby? En dan gaan hy na die gedeeltheid van vrygewigheid en ook vergenoegdheid. Maar hy begin half daai gesprek daar, is om te weet, om te sê die Here is naby, daai woord Here, sodra jy dit lees in skrif, sodra jy dit lees spesifiek in die Nuwe Testament, dan moet dit amper 'n klokkie lui, want in daai tyd, Caesar was Lord. So as Caesar iets gesê het, dan moes dit gebeur. Dis eintlik 'n goddelike titel wat Caesar dan ontvang het. So om te sê die Here is naby, hy gee die titel van koningskap, van goddelikheid aan Jesus. En dit herinner die ouens dat in Jesus se tyd het hy 'n koninkryk kom vestig. Ons sien dit in Markus. Hy het 'n koninkryk kom vestig. Hy het die dinge van die koninkryk vir die disippels geleer. Hy het op die kruis gesterf om ons juis te verlos en hy het opgestaan juis sodat ons ingesluit kan wees aan hierdie nuwe lewe en hy het beloof aan hulle. Hy het gesê, ouens, ek gee solank die Heilige Gees vir julle as 'n deposito van dit wat julle nog gaan ontvang en dit is die ewige lewe wanneer hy terugkom. Daai woord Here moet ons kop dadelik daartoe vat. Want dis wat die titel vir die manne beteken het. En hy sê verder in vers 6, hy sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Hoekom moet ek oor niks bekommerd wees nie? Want die Here is naby. Hy kom terug. Die koninkryk is reeds gevestig. En hy sê verder, en die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Dus ek beleef die vrede van God, wanneer ek na Christus kyk. Want wanneer ek na Christus kyk, sien ek die koningskap, ek sien die heerlikheid, ek sien die heerskappy, dat geen omstandighede, wat ook al ek mag beleef, my sal oorvat nie, my sal oorneem nie, want hy is koning en hy leef nog steeds. En hy sê in vers 8, wat baie interessant is, waartoe hy nou gaan, hy sê verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja, watter deeg of watter prysenswaardige saak daar ook al mag wees, rig julle gedagtes daarop. Nou die rig julle gedagtes daarop klink vir my soos 'n echo van Psalm 1, wat ek mymerend prewel, wat ek my gedagtes die hele tyd oor en oor daarop instel, op hierdie karaktereienskappe, en hierdie karaktereienskappe, of die beskrywings, is alles goeders wat ons sien in Christus. Dit is, hy is die ene wat waar is, hy is die een wat eerbaar is, hy is die een wat reg is, hy is die een wat rein is, wat lieflik is, en hy is die een wat lof verdien. En is wanneer ek my gedagtes op hierdie eienskappe dan nou rig, die eienskappe wie Jesus is, wanneer ek my gedagtes daarop fokus en dit amper forceer na die plek toe, wat dit net dit dink in moeilike omstandighede, dis dan wanneer ek die vrede van God verder beleef. Want is in hierdie herhaling, in hierdie gedagtes, wat ek sien wat Christus reeds vir my kom doen het en wat hy vir my is. En in dit kan ek dankbaarheid beleef, maar verder is dit, dan kan ek vrygewig leef, want ek is vergenoegd in Christus. Amen. En hy sê verder in vers 10, hy sê, ek is die Here besonder bly, dat julle nou uiteindelik opnuut aan my gedink het. Eindelik het julle wel aan my gedink, maar julle het nie die geleentheid daarvoor gehad nie. Hy sê, bly dat julle nou uiteindelik opnuut aan my dink. Het klink eintlik half sarkasties. Hy sê, eindelik het julle wel aan my gedink, maar julle het nie die geleentheid daarvoor gehad nie. En ons moet besef, die geleentheid daarvoor gehad, dis nie 'n ding van jou vriend of jou broer of jou suster of wat ook al, kan gou vinnig na jou toe ry en 'n pakkie chips kom aflaai nie. Dit is nie die omstandighede hierso nie. Die realiteit is, die ouens wou Paulus uitwis, so almal wat Paulus versorg, sal hulle ook wou uitwis, want hulle is ondersteunend van die bediening van Paulus, wat die evangelie is van Christus. En wanneer dit gebeur, dan weet ons, die ouens wil daai Filippense ook uitvat.
Dis vir hulle ook 'n moeilike journey en dis ook nie te sê dit is net om die draai nie. Dit vat 'n reis, dit vat beplanning van die gemeente om genoeg bymekaar te trek om seker te maak dat wanneer hulle wel die geleentheid kry om na Paulus toe te gaan, dat hulle genoeg gee vir hom sodat hy kan oorleef en sodat die evangelie verder kan verkondig word. En dis wat hy sê van die geleentheid. Hy sê in vers 11, ek sê dit nie omdat ek aan gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie. Ek sê dit nie sodat julle my moet jammer kry, sodat dit half voel soos 'n manipulasie nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Nou daai woord geleer is verwys dadelik na 'n proses toe. Ek weet nie van jou nie, maar as ek een keer iets lees, het ek nie dadelik dit geleer nie. Ek is bietjie stadiger as dit kom by sulke tipe van goed. Ek moet hom 'n paar keer lees, ek moet hom 'n paar keer deurwerk en vir myself verduidelik voordat ek dit geleer het. So daai leer, hy sê ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Dis 'n proses waarvan hy praat, dat wanneer hy in moeilike omstandighede is, dan sien hy die geleentheid, nie die geleentheid vir God om net in te gryp en die omstandighede weg te ruk en nou is ek weer hankie dory en ek is weer happy go lucky nie, maar dit is eintlik die geleentheid wanneer ek in moeilike omstandighede is of in 'n stressituasie, dat wanneer God my juis leer om dan sterker te raak in hierdie proses. Juis om dan sterker te raak om tevrede te wees. Hy sê in vers 12, hy sê ek weet wat dit is om te min te hê en ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke opsig en al hierdie dinge ingewy om versadig te wees sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Is twee extremes wat Paulus hiervan praat op die oomblik. Hy praat van hongersnood en dan verder praat hy van om genoeg te hê, om versadig te wees. Is twee extremes en in Paulus se lewens sien ons regdeur wanneer ons deur Handelinge werk, deur die ander briewe werk, sien ons regdeur daar's geleenthede wat die ou nie geweet het soos hierdie waar sy volgende bord kos vandaan kom nie. Hy het nie geweet hoe lyk die dag van môre nie, want ons mense agter hom aan. En hy verduidelik vir hulle, hy sê ouens, ek weet wat dit is om albei te hê. Ek weet wat dit is om te veel te en ek weet wat dit is om te min te. Hy ken die ekstremes en hy ken die pole binne in die ekstremes. En hy sê en al hierdie dinge is ek ingewy. En in Engels sê dit eintlik vir my baie mooi, I know the secrets of God. I know the secrets of. Onthou in die gesprek voorheen, is dit baie belangrik is om die gesprek te volg. Praat hy van die karaktereienskappe van Christus. Dis wanneer ek hierdie geheime ken, die geheime van Jesus, wanneer ek daai persoonlike verhouding het, sien ek wat ek als ontvang het en in dit beleef ek vergenoegdheid. In dit beleef ek contentment. Hy sê daar's verskillende pole, daar's verskillende ekstremes en daai goeders verander. Julle sal saam my stem. Alles wat jy nou het jy nie noodwendig altyd gehad nie. Jy sit dalk hier vanoggend, jy het dalk vroeër jare meer gehad as wat jy nou het. Goeders verander, omstandighede verander, mense verander. My vergenoegdheid is nooit gebaseer op dit wat rondom my aangaan en my vergenoegdheid is altyd gebaseer op die realiteit van Jesus Christus, want dis die enigste konstante in ons lewens. Dis ons konstante. En wanneer ek my gedagtes op dit inwy, when I know the secrets of, dan gebeur daar iets in my hart. Want ek beleef 'n vergenoegdheid. En wanneer ek content is, nie op dit nie, ek is nie content omdat ek 'n mooi verloofde, sorry, ek moes net myself red, ek is onseker oor die vorige jokes, ek moet net seker maak ek is okay. dit gaan nie oor of ek, jy weet, die mooi verloofde het, die kar het, die huis het, of wat ook al nie, dit is nie waarop my contentment gebaseer is nie, my contentment is gebaseer op die feit van alles wat Christus vir my gedoen het. Want dan, in alle omstandighede, ouens, het ek geleer om tevrede te wees. En dis die gesprek van Paulus hierson. En dan kom die bekende vers. Die bekende vers wat julle sal sien van julle tieners sit dit dalk op hulle statusse, van die ouens quoteer dit lekker vinnig, Filippense 4 vers 13. Tot dit alles is ek in staat deur hom wat my krag gee. Bekende skrif, maar hoor net die agtergrond van hierdie woorde. Die agtergrond van die krag wat ek ontvang van Christus is juis, want my geluk is nie gebaseer op alles wat ek het nie. Dis die krag van hierdie vers, die krag van die konteks van hierdie vers. En hy sê nog verder, ek dink ek het van vers 16 vir julle op, of van vers 17, ek gaan van vers 14 lees. Nogtans was dit goed van julle om in my swaar kry deel
swaar kry te deel. Julle weet ook Filippense dat in die begin van my evangelie verkondiging, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente tot my rekening van inkomste en uitgawes bygedra het, behalwe slegs julle. Onthou die omstandighede was moeilik om te gee. Vers 16, ook in Thessalonika het julle meer as eenmaal iets vir my behoeftes gestuur. Het was nie eenmalig nie, maar dit was 'n proses van gee, 'n proses van vrygewigheid. Dit is nie dat ek van julle 'n bydrae verlang nie. Ek verlang eerder dat die opbrengs op julle belegging toenemend sal groei. Mooi woorde van Paulus hierson. Hy sê ouens, ek worry nie of die bedrag groei nie, maar ek worry of die impak van die bedrag groei. Dis waaroor ek worry. Dit is asof hy hulle aanhits en sê, ouens, hierdie bydrae wat julle maak, wat julle as gemeente saam besluit het, en dan nou saam met, ek dink dit was Epafroditus wat dit saam mee gestuur het, wat hy saam met hom stuur, is juist die gedeelte dat ek weet hoe moeilik dit was om by daai plek te kom wat julle dit deur hom na my toe kan stuur. En ek hoop regtig dat alles wat julle gee is tot bydra, dis 'n bydraende boom tot die gemeenskap, 'n bydraende boom tot die koninkryk van God. En dis die hart van Paulus. Hy sê nie vir hulle ouens gee 100, gee 1000, gee 2000 meer, dis nie waaroor dit gaan nie. Hy sê ek hoop dis 'n goeie belegging. Want as dit nie is nie, moenie insaai nie. En mag ons as geloofsfamilie altyd 'n goeie belegging wees. Mag ons as geloofsfamilie wat die koninkryk van God van hemel op aarde regtig wil sien, mag dit altyd 'n goeie belegging hê van alles wat inkom, van alles wat gebeur, elke persoon, elke emosie, elke passie, alles wat inkom, mag dit altyd 'n goeie belegging wees. En ons sien verder in 2 Korintiërs 9, wat Paulus hier gesprek verder vat, sê hy vir hulle, wat hy hulle verder leer eintlik ook oor die beleggings wat hulle maak, die beleggings van hulle finansies. Wat hy vir hulle sê in, dis vers 7 wat ek spesifiek wil beklemtoon, maar ek gaan vir julle lees vanaf vers 5, wat hy juist die gedeelte aanhaal. Hy sê hiersom, in vers 5 sê hy, daarom het ek dit noodsaaklik geag om die broers aan te spoor, om vooruit na julle te gaan, en die dankoffer wat julle vroeër beloof het, in orde te kry, sodat dit gereed sal wees as 'n werklike dankoffer, en nie as iets wat afgedwing is nie. Dit moenie 'n emosionele manipulasie wees nie, dit moet ook nie wees omdat jy skuldig voel nie, maar dit is 'n dankoffer wat werklik toenemend sal groei, wat 'n goeie belegging is. Die punt is, wie karig saai, sal karig oes, en wie oorvloedig saai, sal oorvloedig oes. Laat elkeen gee, soos hy dit vooraf in sy hart besluit het, nie met droefheid of onder dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En mens sien in dit, mens sien amper 'n vennootskap tussen Paulus en hierdie gemeente. Mens sien amper 'n vennootskap van ons as gemeente saam met God, want God se doel van die begin af is om die aarde te vul met sy heerlikheid. Dis die doel van God. Daar was 'n sondebreek, dat dit glad nie enigiets gespoil in God se gedagtes of plan nie, maar want God het geweet hy gaan sy seun stuur om alles te verlos. Hy het sy seun gestuur om die koninkryk te vestig, seun gestuur om te gaan sterf op die kruis, om op te staan, sodat ons almal deel kan hê in hierdie. En hy sê in dit wat ons beleef, sê ons gee juis uit die plek uit, want ek is vergenoegd in Christus, en daarom kan ek vrygewig leef. My hart en my droom is, mag ons almal net vergenoegd voel in Christus. Mag ons almal so dankbaar wees en so bly wees oor dit wat Christus reg gekry het in hierdie wêreld. Dat geen om wat aangaan rondom ons nie, maar mag dit ons dryfkrag wees. Dat ongeag wat die omstandighede is, mag ons vorentoe druk. Amen. Kan ek vir ons afsluit? En ek wil jou sommer vra om te staan as jy nie omgee nie. En ek wonder net as 'n teken van dalk 'n simbool, maar ook 'n uitspraak wat ons maak, wil jy nie die persoon langs in jou net op die skouer gryp nie. Net as 'n teken van die vennootskap wat ons het in die koninkryk, die feit dat ons saam met God werk om die koninkryk te vestig. Julle moet onthou, dis God, hy kon enige stelsel, enige manier kies om deur te werk, maar hy kies om deur sy mens te werk.
Vader, ons sê so dankie vir alles wat ons het in Christus. Vader, soos Dawid, mag ons mymer in prewel wat die wet is aangaande Christus. Mag ons mymer in prewel, soos wat Paulus ook die karaktereienskappe van Christus beskryf, mag ons dit die heeltyd konstant op ons gedagtes daarop rig, Here. Mag ons dankbaarheid, ons vergenoegdheid altyd vanaf daai plek kom. Nie gebaseer op wat rondom my aangaan nie gebaseer op of ek te min het of te veel het nie, maar is gebaseer op die belofte en die wet van Christus. Dis gebaseer op die wet aangaande Christus. En daarom sal ek altyd 'n blymoedige gewer wees. My hartspostuur sal altyd wees, Vader, die wat ek het, ek weet dit is vir u koninkryk. Want hierdie lewe wat ons almal het is tydelik, maar die koninkryk is ewig. Die ewige lewe waarin ons gaan, die nuwe aarde, dis die ewige lewe. En Hebreërs beklemtoon dit ook, mag die liefde bly. En mag in hierdie manier, in die tyd van dank of die tyd van generosity, mag dit ons vooruitsig wees, dat ons sien vir 2026, die koninkryk van die hemel op aarde, nog beter en nog verder gevestig word. Ons het so lief, en Heilige Gees, ek bid soos ons nou staan en mekaar se skouers gryp, wat ons mekaar so vashou, Here, mag dit ook 'n simbool wees, wat ons saam mekaar sal begin ondersteun, wanneer omstandighede moeilik is, en mag ons mekaar herinner aan die wet aangaande Christus, dat hy genoeg is, dat jou omstandighede is verskriklik klein teenoor die grootheid van God. En mag dit ons gebed wees, mag dit ons liedjie wees, Here. Ons het U so lief en ons sal U altyd lief hê.